Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag maandag, die 18de Mei 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê Transito rooftog naby Bloemfontein. Ons nuushooftrekke vir vandag. Eskom het gister 365 dae sonder beerdkrag gevier. Transito rooftog in Bloemfontein, verskeie skote gevier. Leefstyl audits gaan na families uitgebrei word. Jannik Sinner wen vir Casper Ruud in die finaal van 'n tennis ope. Keshav Maharaj is aangestel as 'n konsultant vir die dames Protea span. Die polisie in die Valke ondersoek tans 'n gewelddadige Transito rooftog wat Saterdagoggend op die N8 tussen Bloemfontein en Botshabelo plaasgevind het. Volgens voorlopige inligting het 'n groep swaar gewapende rowers 'n gepantserde geldwa naby die Botshabelo Wes aansluiting voorgekeer nadat die voertuig glo deur die BMW gestamp is en tot stilstand gedwing is. Die verdagtes het daarna losgebrand en 'n onbekende bedrag kontant bytgemaak voordat hulle in verskeie voertuie van die toneel af weggevlug het. Die voertuie sluit glo in 'n wit Ford Ranger bakkie, 'n silwer Mercedes-Benz voertuig, 'n Chacal JAC bakkie en moontlik 'n Audi Q5 in. Een sekuriteitswag wat in die begeleidingsvoertuig was, is in die been geskiet en na 'n plaaslike hospitaal geneem vir behandeling. Sy toestand word as stabiel beskryf. Die N8 is vir verskeie ure aan albei rigtings gesluit, terwyl die Suid-Afrikaanse Polisiediens, nooddienste en forensiese ondersoekers die toneel gefyn-kam het vir enige bewyse. Owerhede se inwoners van omliggende gebiede het kort na die ontploffing na die toneel gestroom, terwyl gerugte versprei het dat geldnote op die pad rondgelê het. Die polisie moes egter die gebied beveilig om die ondersoek voort te sit. Die Valke het bevestig dat sake van 'n gewapende roof en poging tot moordsaak ondersoek word. Geen arrestasies is teen Sondag aand nog bevestig nie, maar die soektog na die verdagtes duur voort. Enige iemand met inligting wat die ondersoek kan help, word versoek om die polisie te kontak. Eskom het onlangs aangekondig dat Suid-Afrika vir meer as 'n jaar sonder nasionale beerdkrag was, 'n groot verbetering na die moeilike jare van kragonderbrekings. Die mylpaal beteken dat die land se kragnetwerk vir omtrent 12 maande stabiel genoeg gebly het, sonder dat gewone fases van beerdkrag wat mense en bedrywighede lang geraak het. Eskom skryf dit hoofsaaklik toe aan beter instandhouding van kragstasies, minder onverwagte eenheidsfoute, verbeterde bestuur van die netwerk en ekstra opwekkingsvermoë wat by die stelsel bygevoeg is. Baie Suid-Afrikaners bly egter versigtig optimisties omdat wintervraag, ou kragstasies en moontlike tegniese probleme steeds risiko's vir die land kan inhou. Daar was ook verskeie vierings en verklarings rondom hierdie prestasie, aangesien een van die langste tydperke in jare sonder enige nasionale beerdkrag was. Die Suid-Afrikaanse regering het aangedui dat leefstylaudits vir staatsamptenare uitgebrei kan word, sodat ook gares en moontlik ander naasbestaanes se finansiële belange ondersoek of verklaar moet word. Die doel daarvan is om korrupsie en onverklaarde rykdom op te spoor, om te kyk of staatsamptenare geld of bates op familielede se name geplaas het en groter deursigtigheid in die staatsdienste verseker. Leefstylaudits vergelyk gewoonlik 'n persoon se inkomste, bates soos huise, voertuie en besighede. Hulle vergelyk ook skuld en algemene leefstyluitgawes. Daar is egter ook debatte oor privaatheidsregte van gares, hoe ver die staat mag gaan met ondersoeke, hoe die inligting beskerm gaan word. Die plan vorm deel van breër pogings deur die regering om korrupsie in staatsinstellings hok te kan slaan. Die 2026 Nampo Feesoesdag het volgens berigte vanjaar minder algemene besoekers gehad, maar daar was 'n merkbare toename in mense wat per lugvervoer, veral met helikopters, by die skou opgedaag het. Organiseerders en uitstallers het die gebruik van privaat helikopters, sake lugvervoer en vinnige pendeldienste het meer sigbaar geword by die skougrond in Botawil. Dit wys hoe belangrik die Nampo Oesdag steeds vir groot landbouondernemers, beleggers en sakelei bly, ondanks ekonomiese druk en uitdagings wat moontlik en die gewone besoekersgetalle beïnvloed het. Die skou bly een van die grootste landbouuitstallings in die suidelike halfrond, waar nuwe landboutegnologie, trekkers en implemente, besproeiingsstelsels en graanproduksieoplossings jaarliks tentoongestel word. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens se gespesialiseerde eenhede het glo 'n man in hegtenis geneem wat in die Oos-Kaap gesoek is in verband met 'n Transito rooftog. Volgens vroeë inligting was die verdagte na bewering betrokke by gewapende roof waarin 'n geldwa aangeval is. Die arrestasie volg nadat die polisie en intelligensieeenhede hierdie verdagte opgespoor het tydens 'n gefokusde operasie. Die verdagte sal na verwagting binnekort in die Landershof verskyn op aanklagtes wat moontlik die volgende kan insluit: gewapende roof
poging tot moord, onwettige besit van vuurwapens en samelswering om 'n misdaad te pleeg. Polisie ondersoek steeds of nog verdagtes met die rooftog verbind kan word. 116 nuwe gevalle van back-enclosure is in die Vrystaat aangemeld, terwyl vee-owerhede en landboubeamptes voortgaan met pogings om diere ingeënt te kry en die verspreiding van hierdie siekte te beperk. Die uitbreking plaas groot druk op die veeboere, op veilinge en die beweging van beeste en ander hoefdiere. Owerhede sê uitdagings sluit onder meer in die groot aantal diere wat ingeënt moet word, logistieke probleme in afgeleë gebiede en vinnige verspreiding van hierdie siekte tussen kuddes. Boere word aangemoedig om streng biosekuriteitsmaatreëls toe te pas en enige verdagte simptome onmiddellik aan veeartsenydienste te rapporteer. Sommige gebiede kan ook onder bewegingsbeheer geplaas word om verdere verspreidings te voorkom. Eskom het begin optree teen werknemers en kontrakteurs wat na bewering by onreëlmatighede rondom dieselverkryging betrokke was. Die kragvoorsiener ondersoek verskeie gevalle waar daar vermoed word dat diesel moontlik gesteel of onwettig herverkoop is, prysinteners gemanipuleer is of dat vals fakture en korrupte verkrygingsprosedure gebruik is. Diesel word gereeld gebruik om noodopwekkers en oopgasturbines aan die gang te hou wanneer elektrisiteitsnetwerke onder groot druk is. Enige korrupsie in hierdie stelsel kan Eskom miljarde rande kos. Volgens berigte werk Eskom saam met die Suid-Afrikaanse Polisiediens en spesiale ondersoekeenhede en ander ondersoekliggame om verdagtes te identifiseer en dissiplinêre sowel as strafregtelike stappe verder te kan neem. Dit vorm deel van breër pogings om korrupsie en sabotasie binne Eskom te bekamp en die kragnetwerk meer volhoubaar te maak. Siako Wakuze het 'n groot opskudding in Suid-Afrikaanse boks veroorsaak toe die Filipynse wêreldkampioen Melvin Jerusalem oor 12 taai rondes verslaan het tydens 'n titelgeveg by Emperor's Palace. Kuze het as die onderdog die geveg binne gegaan, aangesien Jerusalem bekend is vir sy aggressiewe styl, vinnige hande en ervaring op wêreldvlak. Baie kenners het verwag dat die Suid-Afrikaner sou sukkel, maar hy het van die eerste rondes afgewys dat hy goed voorbereid was. Van die sleutelpunte van die geveg is, Kuze het slim voetwerk gebruik om Jerusalem se aanvalle te ontwyk. Hy het met sy sterk jabs gewerk en goeie teenaanvalle geland. In die middelrondes het Jerusalem probeer om die tempo op te stoot, maar Kuze het kalm gebly. Teen die laaste rondes het die plaaslike skare sterk agter Kuze begin staan. Die beoordelaars het uiteindelik die geveg in Kuze se guns beslis na volle 12 rondes, wat hom nou in die kollig plaas as een van Suid-Afrika se opkomende wêreldklas boksers. Die oorwinning kan moontlik nuwe internasionale titelgeleenthede oopmaak vir hom, groter borgskappe inbring en sy loopbaan na 'n nuwe vlak te neem. Bokskenners meen die sege is belangrik vir Suid-Afrikaanse boks, omdat dit wys dat plaaslike vegters steeds op wêreldvlak kan meeding teen ervare kampioene. Jannik Sinner het gister by die Italiaanse Ope 'n sterk oorwinning behaal oor Casper Ruud met 6-4 en 6-4 gewen in 'n baie kompeterende wedstryd. Die wedstryd was meer intens as wat die telling wys. Sinner het egter die belangrike punte beter benut. Veral sy eerste dien was baie konsekwent sterk. Hy het Casper Ruud sy tweede dien onder druk geplaas. Hy het min ongedwonge foute gemaak op sleutelmomente in die wedstryd. Casper Ruud het wel goeie lang reilings gespeel en probeer om die wedstryd na langer rallies te draai, maar Sinner se aggressiewe basistennis het uiteindelik die groot verskil in die wedstryd gemaak. Hierdie oorwinning versterk Sinner se posisie as een van die topgunstelinge op kleibane, veral in Rome, waar die toestande stadig is en fisieke uithou vermoë baie belangrik is. In 'n groot ontwikkeling in Suid-Afrikaanse kriket is bevestig dat die Proteas se sterspeler Keshav Maharaj weer as 'n konsultant sal optree vir die Suid-Afrikaanse vrouespan tydens hulle wêreldbeker se veldtog in Engeland. Die Suid-Afrikaanse vrouespan berei tans voor vir 'n belangrike internasionale toernooi waar hulle teen die wêreld se topspanne sal meeding. Maharaj se terugkeer in 'n ondersteunende en tegniese rol word beskou as 'n strategiese hulpstoot vir die span se voorbereiding en wedstrydbeplanning. Maharaj, wat self 'n sleutelspeler vir die Proteas is, bring waardevolle internasionale ervaring, veral in druksituasies en draaiende golfbane. Sy rol as 'n konsultant sal die verwagting fokus op taktiese analise van opponente, spinbulstrategieë en ondersteuning van jonger spelers in groot toernooi omstandighede. Die vrouespan se voorbereiding word as intens beskryf met afrigters wat fokus op aanpassing by Engelse toestande wat dikwels kouer weer, swaar lug en wisselende veldtoestande insluit. Kenners sê Maharaj se insigte kan veral waardevol wees in die lees van pitchtoestande en wedstrydsituasies. Cricketliefhebbers en ontleeders het positief gereageer op die nuus en meen dit wys op die toenemende ondersteuning en investering in vroue cricket in Suid-Afrika. Baie glo dat die kombinasie van internasionale ervaring en jong talent die span 'n sterker kans sal gee op sukses in hierdie toernooi.
Die naweekse VRK uitslae is volg: Munster 24, die Leeu's 17, Leinster 68, die Ospreys 14 punte, die Sharks 54 en Zebra 19, die Scarlets 35 en die Dragons ook 35, die Bullet 45 en Benetton 19, Ulster 22 en die Glasgow Warriors 26. Die VRK punteleer lyk as volg: in die eerste plek is die Glasgow Warriors op 65, tweede is Leinster met 62, derde is die Stormers met 60 punte, die Bulls is in die vierde plek met 58 punte, vyfde is Munster met 55, sesde is Cardiff Rugby ook op 55, Connacht is sewende met 54 punte, die Leeu's is agste met 53 punte, in die negende plek is Ulster met 52, die Sharks is 10de met 45 punte, die Ospreys is 11de met 39 punte, Edinburgh is 12de met 38 punte, in die 13de plek is Benetton op 33 punte, die Scarlets is 14de met 27, in die 15de plek is die Dragons met 27 punte, Zebra is in die laaste plek met 15 punte. Walco van Wyk is by die Afrika Atletiek Kampioenskappe as paalspring kampioen gekroon, nadat hy hoogte van 5,40 meter behaal het. Sy sprong van 5,40 meter het hom die goue medalje besorg en hom bo sy mededingers geplaas in 'n baie kompeterende veld. In paalspring is 5,4 meter 'n sterk internasionale vlakprestasie, veral in kampioensomstandighede waar wind, druk en konsentrasie 'n groot rol gespeel het. Wat hierdie prestasie besonders maak, hy het konsekwent hoër hoogtes deur die rondes gehandhaaf. Hy het onder groot druk in die laaste pogings suksesvol verbeter en sy tegniek en aanloop was duidelik stabiel deur die hele kompetisie. Die oorwinning versterk sy status as een van die voorste opkomende paalspringers in Afrika en kan moontlik vir hom deur oopmaak na wêreldkampioenskappe en groter internasionale byeenkomste. Die Afrikaanse Hoërseunskool het 'n groot oorwinning behaal toe hy Grey College van Bloemfontein met 28 teenoor 21 gewen het in 'n spannende skole rugbywedstryd. Afiets het sterk begin en vroeg druk toegepas met goeie voorspelerspel en vinnige aanvalle agterlangs. Grey College het teruggeveg en die telling naby gehou, maar Affies het in die laaste deel van die wedstryd die deurslag gegee met belangrike drieë en goeie skopwerk na die pale toe. Die wedstryd word reeds beskryf as een van groot skole rugbybossings van hierdie seisoen, aangesien beide spanne bekend is vir hulle sterk rugbytradisie en talle voormalige springbokke wat hulle opgelewer het. Fabio G. Antonio het die Katalaanse Grand Prix gewen vir Ducati in 'n sterk vertoning waar hy goeie tempo en konsekwente rondes gehandhaaf het. Wedren by die Circuit de Barcelona Catalunya het baie strategie en bandbestuur vereis en DJ Antonio het daarin geslaag om die sleutelmomente voor te bly en die druk van mededingers af te weer tot aan die einde toe. Brad Binder het 'n stewige wedren gery en in die 8ste plek klaargemaak. Hy het deur die wedren gewerk om punte te beveilig, maar kon nie heeltemal by die voorste groep inskakel vir 'n podiumstryd nie. Baie belangrik uit die wedren is, Ducati het sterk algemene tempo getoon op hierdie baan. Strategie rondom bandverbruik was deurslaggewend, die middelgroep was baie kompeterend met min afstand tussen die jaars. Binder het weer betroubare punte vir die kampioenskap ingesamel. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou, jy kan vir Diana Susan by 082-390-339 kontak, hulle sê jou voertuig registrasie namens jou waardig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1426, Polokwane 821, Lephalale 1225, Mbombela 1025, Mahikeng 1322, Pretoria 1222, Johannesburg 1222, Ermelo 25, Kalahari 1627, Gaborone 1624, Richards Bay 1429, Pietermaritzburg 1025, Durban 1426, Port St Johns 1327, Pongola 1226, Maputo 1827, Bethlehem 6 en 18, Bloemfontein 29 in die middag, Allewal Noord 28, Welkom 1121, Vryburg 1223, Kimberley 1223, Appington 1626, Prieska 13 en 25, Springbok 1427, Karasburg 1728, Keetmanshoop 1728, Mariental 1628, Alexanderbaai 13 en 19, Brandvlei 1425, Loederitsbaai 1526, Vredendal 1527, Kaapstad 15 en 20, Sutherland 11 en 19, George 13 en 20, Jeffreys Bay 1321, Gewerra 1322, Graafreinet 9 en 20 in die middag, Kaapogillas 14 en 19, De Aar 11 21, Molteno 6 en 16,
Beaufort Wes 12:23, ons Londen 13:23, Mabalane 16 in die oggend, 29 grade Celsius in die middag. Ons verkorte reën en weervooruitsig vir vandag lyk so: die Wes-Kaap koel tot gedeeltelik bewolk, ligte reën is moontlik in die suidwestelike gedeelte. Die Noord-Kaap gaan meestal droog en koel tot warm wees. Die Oos-Kaap bewolk in dele, ligte buie is moontlik langs die kusgebiede. Die Vrystaat koel en deels bewolk, min kans vir reën bestaan. KwaZulu-Natal baie en ligte reën in noordooste. Gauteng gedeeltelik bewolk en koel, klein kans vir ligte buie. In Mpumalanga bewolk met verspreide ligte buie, veral in die Laagveld. Limpopo warm met enkele buie in die noordelike en oostelike dele. Die Noordwes meestal droog en koel tot sag warm. Markaanwyser vir vandag: die rand verhandel teen R19.40 teenoor die euro. 'n Australiese dollar kos R11.94. 'n dollar kos R16.70. 'n pond verhandel teen R22.23. 'n yen kos 11 sent. Platinum kos $1,991. Palladium kos $1,426. Goud per fyn ons is $4,547. Silwer per fyn ons is $75.75. Brent olie per vat is $109.26. Dagte vir die dag: 'n nuwe week beteken nuwe kanse. Moenie terugkyk na wat verkeerd gegaan het nie. Fokus op wat vandag moontlik is. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n aangename dag en week word vir almal toegewens.